wil graag vandag met julle gesels oor die tema die herder en die lam. En hierdie tyd van die jaar dan hoor mens die Kersverhaal en jy het al seker almal klomp preke gehoor oor Kersfees, maar ek hou nogal van Lukas se storie oor Kersfees. Ek hou van die manier wat Lukas vir ons vertel wat gebeur het. So ek wil met jou gedagte deel uit Lukas se storie wat vir ons vertel oor Kersfees. So lees saam met my daar op die bord Lukas 2 vers 1 tot 3. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Nou ek wil jy moet saam met my so 'n bietjie geskiedenis doen vandag, net om die volle prentjie te kry. So ek wil hom so 'n bietjie rewind en ek wil hier begin. Ons is op pad na Jesus toe. Die kruis simboliseer Jesus. So ek wil begin by Abraham, Isak en Jakob. Abraham, Isak en Jakob was die aardsvaders van die Joodse geloof, van die geskiedenis met Israel. Ons hoor van Abraham, dan praat ons van die geloofsvader. Dis waar God se pad met Israel begin het, Abraham. Hy het 'n seun gehad, Isak, hy het 'n seun gehad, Jakob. Jakob het 12 seuns gehad, en daardie 12 seuns het die 12 stamme van Israel geword. So van Jakob af, tot by Dawid, het daar ongeveer 800 jaar verby gegaan. Dan kom ons by Dawid. En ons weet, Josef was uit die stam van Dawid. Bethlehem was Dawid se stad genoem, dit was Dawid se stad. So van Dawid af, tot by Jesus, Josef en Jesus se geboorte, hierdie tydperk is omtrent 1000 jaar. So albei, Dawid en Jesus, kan ons teruggaan in die geslagsregister, tot by Abraham, Isak, Jakob. En die 4de seun van Jakob was Juda. En Juda is die een uit wie se nageslag, uit wie se geslagslyn Dawid gebore is, uit wie se geslag Jesus gebore is. Kan julle onthou in die kinderkerk in die sonnaskool het ons 'n liedjie gesing, liewe Jesus, vlekkelose lam, U is die leeu uit Juda stam. Dis waar hierdie geskiedenis nou vandaan kom. So toe die volkstelling gehou moet word, toe moet al die Joodse mans na hulle stamstad toe gaan. Daardie 12 seuns van Jakob, elke een het 'n stad gehad. En Juda se stad was Bethlehem. Dawid was uit die nageslag van Juda. So ons weet Bethlehem was vol, daar was nie plek in die herberg nie. Maar nou wil ek so 'n bietjie vir jou gaan vertel van Dawid se geskiedenis met die Here. Aan die einde van sy lewe, toe Dawid op sy sterfbed lê, toe skryf hy 'n laaste loflied aan die Here. Ons weet hy het soveel psalms geskryf, maar hy skryf vir die loflied in 2 Samuel, en net voor hy sterf, sê vir Here dankie vir al God se guns en sy goedheid oor sy lewe, maar hy herinner die Here en sê, Here, asseblief wees goed vir my nageslag. Onthou die beloftes wat U gemaak het aan my nageslag. Lees saam met my Dawid se laaste woorde voordat hy sal sterf. 2 Samuel 22 vers 50 en 51. Daarom wil ek U loof, o Here onder die nasies, en tot eer van U naam wil ek psalms sing. Hy is dit wat die verlossing van sy koning groot maak en goedertierenheid bewys aan sy gesalfde, aan Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid. Omdat ek en jy in Jesus glo, het ons saam met Jesus mede-erfgename geword van al die beloftes wat daar in Jesus vir ons is. So hierdie belofte wat God gemaak het aan Dawid, dat sy goedertierenheid sal oor Dawid en sy nageslag tot in ewigheid wees, het nie net verwys na Jesus nie. Ons wat na Jesus is ook deel van daai belofte van 2 Samuel. Omdat ons in Jesus glo, is ons mede-erfgename van Dawid se nageslag belofte tot in ewigheid. Is ons deel van die goedertierenheid belofte. Nou goedertierenheid is een van daai grand Bybel kerkwoorde. Ons gebruik dit nie in
ons praattaal nie. Ek bel jou nie en sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag die jaar gevul wees met goedentierenheid nie. Ek weet nie wie van julle het onlangs dit vir mekaar gesê nie, geseënde Kersfees, goedentierenheid vir julle, hoor? Ons praat dit nie meer nie, dit is 'n vreemde, hoë, oudtydse woord vir ons. Maar dit is so 'n kosbare woord. Daardie woord is soos 'n lucky packet vol persente. Daardie woord kan met verskillende Afrikaanse woorde vertaal word. Hierdie woord sê eintlik, omdat jy in Jesus deel van Dawid se nageslag is daar 'n belofte van God aan jou, dat sy goedentierenheid of sy genade oor jou lewe sal wees. Mag God se genade oor jou wees. Sy oorwinning, is daar goed waarmee jy worstel in jou lewe? Die belofte is joune, die oorwinning is daar in Jesus. Sy standvastige liefde wat nooit verander nie, onvoorwaardelike liefde is joune, dis goedentierenheid. Gesondheid, sukkel jy met jou fisiese liggaam, of is jou hart seer, en het jy dalk genesing die binnekant, innerlik, in jou gees, in jou hart, in jou gemoed nodig. Goedentierenheid sê, dis joune, omdat jy deel van Dawid se nageslag tot in ewigheid in Jesus is. Guns, genade, redding, goedheid, goedhartigheid, dis ons en dis wat goedentierenheid beteken. Ek en jy is deel van hierdie belofte, omdat ons in Jesus glo. En ons na die Kersverhaal luister, dan het hierdie belofte alreeds waar geword, want van Dawid af, 1000 jaar later, in die stad van Dawid in Bethlehem, was daar nie blyplek vir 'n muis nie. Die herberge was almal vol. Arme Maria moes in 'n stal geboorte gee. God se goedentierenheid oor Dawid se nageslag was so groot en so goed dat Bethlehem nie al sy kleinkinders agterkleinkinders kon hou nie. Daar was so baie van hulle dat hulle die stad vol gemaak het. Maar kom ons lees aan wat gebeur in Lukas 2 vers 8 tot 14. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Ons weet nie of die engel presies vir hulle gesê het, gaan na oom Pietie se herberg toe, agter hom is 'n stal en daai stal is Jesus in die krib nie. Maar ons vermoed dat hulle het geweet dit moet in 'n krib wees. Hulle het die stalle in Bethlehem redelik goed seker geken. Hulle was herders. Hulle is in hierdie vol Bethlehem in en hulle het gaan soek. En herders is goed met soek. Hulle weet hoe dit voel om 99 te los en een te gaan soek. En hulle het gesoek tot hulle Jesus gekry het. Die mooiste stukkie vir my van hierdie herderstorie is dat hulle het nie teëgepraat nie, hulle het nie geim of geaal of gewonder nie. Ons lees hulle het dadelik gegaan en hulle het Jesus gaan soek tot hulle hom gekry het. Hulle het gehoorsame harte gehad. Here, mag U vir ons gehoorsame harte gee, soos hierdie herders. Partykeer moet ons die Here bietjie soek. Maar as ons soek, sal ons vind. Wat leer Jesus ons? Vir hulle wat klop, sal oopgemaak word. Vir hulle wat soek, sal hulle vind. So die herders het gaan soek deur hierdie vol Bethlehem en uiteindelik kry hulle vir Jesus in die krib, net soos die engele gesê het. Heel moontlik was hierdie herders wat by Bethlehem skape opgepas het, ook van die nageslag van Dawid. Hulle het skape opgepas by die Dawidstad. So hulle was heel moontlik ook uit die stam van Juda gewees. Hoekom het God dan nou juist besluit om die engel na herders toe te stuur? Daar was herbergiers in Bethlehem, daar was skrynwerkers in Bethlehem, daar was handelaars in Bethlehem, daar was toch verskillende beroepe, verskillende mense van verskillende status, oud, jong, ryk, arm, verskillende mense in Bethlehem.
hoekom juis die herder? Wat doen 'n herder? 'n Herder pas skapies op. Hy kyk na die kudde, hy gee vir hulle kos, hy beskerm hulle, hy pas hulle op, hy sorg dat hulle veilig is. Hy raak lief vir hulle, hy ken hulle name, hy weet watter een is nie daar nie, en hy gaan soek die enetjie wat wegraak. Beskryf dit nie vir jou iemand wat jy ken nie. Ek dink in sy hart en wese is God 'n goeie herder. En dis waarom hy gekies het om aan die herders te verskyn, want dis wat God met my en jou doen. Hy pas ons op, hy beskerm ons, hy sorg dat ons kos het, hy help ons as ons seer gekry het om weer gesond te word. Hy is die een wat ons kom soek as ons verdwaal, soos wat ons nou gesing het. Hy is die een wat die 99 los en die enetjie gaan soek wat weggeraak het. Hy is 'n goeie herder. Nou wil ek weer rewind hier. 800 jaar voor Dawid lê Jakob op sy sterfbed. En Jakob seën die 12 stamme. Hy seën sy 12 seuns en vir elkeen van hulle, julle kan gaan lees in Genesis, gee hy 'n baie spesifieke seëngebed. En hy roep vir Josef. En hy sê Josef, ek wil hê jy moet jou 2 seuns, Efraim en Manasse ook bring. Ek wil hulle ook seën. En Jakob seën vir Josef en sy seuns met die volgende seën. Ons lees dit in Genesis 48 vers 15. En hy het Josef geseën en gesê: Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag, mag hy die seuns seën. Die God wat Abraham se herder was, wat vir Abraham gesê het, kom, ek vat jou na 'n land toe, wat jy nie weet nie, maar ek sal voor jou uitstap, want 'n herder lei die skape. Die God wat Isak se herder was, is dieselfde God wat Jakob se herder was, en nou bid hy oor sy seuns, en hy sê, mag hierdie God ook julle herders wees, Josef, jy en jou seuns, my nageslag, Here, mag u die herder wees van my nageslag. God is 'n God wat van geslag tot geslag getrou is. Ons het vanoggend kinders ingeseën. Daar is oupas en oumas voor hierdie kleinkinders wat lief is vir Jesus. En daarom, omdat daar oupas en oumas is wat bid vir hierdie kleinkinders, is daar 'n pappa en 'n mamma, daar's 'n kind, daar is hulle kinders, daar is agterkleinkinders wat geslag vir geslag die goeie herder kan leer ken. My oupa was 'n pastoor. Hy het die herder se stem geken. My pa was lief vir die Here. Ek het die herder leer ken in my pa se lewe. Daar sit my kinders en ek bid dat hulle die herder se hand nooit sal los nie, altyd agter sy stem sal aanloop. En ek vertrou dat eendag, lank in die toekoms vorentoe, my kleinkinders ook die herder van ons geslagte sal ken. Dis 'n herder wat van geslag tot geslag saam met ons hierdie pad stap. God hou sy woord. Toe Jakob gevra het, Here, asseblief wees my kinders se herder, soos wat U my en my pa en my oupa se herder was, het God gehoor. Want ons lees in Psalm 80 die volgende, vers 1 en 2, vir die koorleier op die wysie van lelies, 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. Luister tog, herder van Israel, U wat die nageslag van Josef soos 'n kudde lei, U wat oor die Gerubs troon, verskyn tog aan ons. Jakob se gebed is verhoor. Hy was Josef se herder ook, Jakob. Die Here het aangehou met die rol as herder in jou kinders se lewens. Weet julle wie was Asaf? Asaf was die aanbiddingsleier vir Dawid. Hy was soos Reynou en Derek, hy het die sang gelei vir Dawid. En Asaf het vir ons 12 psalms geskryf. En Asaf kom skryf en hy sê, Here, U was getrou, U was Abraham, Isak en Jakob se herder. U was Josef se herder, U het hom gelei vanuit 'n put
tot op die troon van Egipte. U het vir Josef gelei deur die 7 vetjare en deur die 7 maarjare, in die goeie tye en in die slegte tye. Here, dis 800 jaar later, U lei ons nog steeds. Asseblief, Here, verskyn aan ons. Ons het U nodig. Wees asseblief ons herder van ons siele. Kom lei ons uit ons sonde uit. Kom verskyn aan ons. Dis sy gebed. As hy sê, Here, asseblief, ons het U nodig. En die nag, toe die engelkoor aan die herders verskyn, is Asaf se gebed beantwoord. Die herders het gehoor by die engel, die verlosser is gebore. Hy is gestuur, hy het verskyn aan ons, hy het tussen ons kom woon. Hy het gekom om ons te lei uit ons sonde uit. Dit is vir my baie mooi van herders. Herders loop nie met swepe rond nie. Dis nie soos beeste wat aangejaag word met 'n sweep nie. Herders loop met 'n staf en hulle lei. Hulle loop vooruit en die skapies kom agterna. Hulle kyk dat die omgewing veilig is, dat dit veilig is vir die skape om agter hulle aan te stap. En dan roep hulle die skape op hulle naam en die skape volg hulle, want die skape ken hulle stem. Dawid skryf ons so mooi, Psalm 23 vers 1 tot 3. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Dawid was self 'n herder. Hy het sy pa se skape opgepas. Dawid het geweet hoe dit voel om sy eie lewe te waag, om sy skape te beskerm teen die leeu en teen die beer. Dawid het agter sy pa se skape die herdershart van God gewys. En God het dit raak gesien en het vir Dawid agter die skape gaan uithaal en het gesê, nou maak ek jou die herder van my volk. En Dawid word die koning van Israel en Juda. En hy lei God se mense. Dawid het vir ons kom wys hoe lyk 'n herder se hart. En hy het die nageslag van Dawid, 1000 jaar later, word die herder gebore, wat die mense siele op aarde kom soek en vind. Jesus het nie net ons kom beskerm, soos Dawid die leeu en die beer afgeveg het nie. Jesus het letterlik sy lewe gegee. Hy het gesterf om my en jou te beskerm teen die duiwel wat soos 'n brullende leeu rondloop om te kyk wie kan hy verslind. Ek dink die dag toe Jesus in Johannes 10 met die disippels gepraat het hy iets van God se hart met hulle gedeel. Toe hy gesê het, in die hele Johannes 10 gaan oor, hy is die goeie herder. Hy sê, ek is die goeie herder. My skape ken my stem en hulle volg my. Hulle loop agter my aan. Op Kersdag, as jy hierdie jaar Kersfees vier, wil ek vir jou herinner, die goeie nuus van Kersfees is ja, die herder is gebore. Hy het aarde toe gekom om ons te kom uitlei uit ons sondige bestaan, om ons terug te lei in 'n verhouding met ons hemelse Vader. Maar die boodskap van Kersfees is eintlik dat die herder is gebore om uiteindelik 'n lam te word wat geslag is vir ons. Jesus was 100% God. Hy was herder, God se hart. Maar hy was ook 100% mens. Hy was lam, hy was skapie, soos elkeen van ons. Jesaja profeteer dit vir ons in Jesaja 43 vers 7. Hy sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Jesus is gebore as die herder om te sterf as die lam. Toe Johannes die doper die eerste keer vir Jesus sien aankom, dan lees ons in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God,
wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons vermoed, die herders buite Bethlehem het die skape opgepas wat daardie Pasga in Jerusalem se tempel geslag sou word. Bethlehem is net 9 kilometer van Jerusalem af. Dis baie naby en daar's mooi velde waar die skape kan wei daar. So hierdie herders het die slagskape opgepas wat nou Pasga gaan geslag word in Jerusalem om versoening te doen vir individue, vir families, vir gesinne, vir 'n volk se sonde. En dis aan hierdie herders wat die engele verskyn om te sê, die lam wat geslag gaan word om die hele wêreld se sonde op hom te dra, is nou gebore. Julle kan hom gaan soek. Hy lê in 'n krib in doeke toegedraai. Die goeie nuus van Kersfees is Jesus is ons herder. Verseker, hy is die goeie herder, maar hy is ook die lam. Ons lees in Johannes 10 vers 11 waar Jesus self sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape, die lam ter slagting. Ek en jy kan Kersfees 25 vrede hê, want Jesus het gekom om die prys te betaal vir ons sonde. Hy het lam van God geword, hy het een van ons geword, een van die skapies. Hy voel soos ons voel, hy verstaan waardeur jy gaan, want hy was ook 'n skapie, hy was ook 'n lam. Maar hy het die prys kom betaal, sodat ek en jy nooit alleen hoef te wees nie. Want die storie stop nie by die kruis nie. Die storie stop nie in die krib nie. Na die kruis was daar 'n opstanding. En 40 dae na die opstanding was daar 'n hemelvaart. En op hierdie spesifieke oomblik sit Jesus aan die regterhand van God. En maak hy vir ons voorspraak, is hy nou besig om ons goeie herder te wees, wat vir ons intree met medelee, omdat hy verstaan hoe ons voel. En hy het ons nie alleen gelos nie. Ons lees op Pinkster is die Heilige Gees uitgestort, en ek en jy wat kinders van God is, het die Heilige Gees in ons om ons te lei. Hy is ons leidsman. Hy ken jou naam. Hy stap voor jou uit en hy roep jou om hom te volg. Die vraag is, ken jy sy stem? Ken jy daai sagte fluisterstem van die Heilige Gees in jou lewe? Vandag wil ek jou herinner, die herder is ook die lam. En hy het vir ons die Gees gestuur om ons te lei op hierdie aarde. En daarom kan ons vir mekaar sê, geseënde Kersfees, want die lam is geslag, sodat ons gelei kan word uit sonde in 'n verhouding met God. Dis die geseëndheid van ons Kersfees. Geseënde Kersfees, want ons sonde is vergewe. Geseënde Kersfees, die herder kyk na ons. Geseënde Kersfees, jy erf goedertierenheid. God se genade, sy oorwinning, sy guns, sy liefde is joune. Dis God se Kersgeskenk aan jou en my. Mag jy hierdie Kersfees die vrede beleef waarvoor Jesus aarde toe gekom het. Die boodskap aan die herders, vrede op aarde, vir hulle in wie God 'n welbehae het. As jou verhouding met God goed is, mag jy vrede beleef.